Rian Swiegelaar, baie welkom hier by die waarheid. Ek wou jou hierdie hele gesprek begin het met hierdie vraag. Daar's so baie onderhoude van jou nou al wat rond sweef en ek het al 'n hele paar van hulle gekyk ook en ek gaan my beste probeer om jou te kry om nie dieselfde goed oor en oor te sê nie. Ek wil jou vra, ons het nou gehoor jou testimonie waar jy vandaan gekom het en hoe dit gebeur het. Waarmee is jy nou besig? Soos hoe lyk jou daaglikse lewe deesdae? Goed. So op die oomblik, ek en Adelfrey is saam in 'n bediening. Aanvanklik het dit begin as ons het glad nie eens aan gedink dat hierdie gaan groei tot 'n bediening nie. Maar so ons het oorspronklik begin om mense te bevoeg of te bemagtig vir spirituele oorlog. Want daar's baie mense, ek dink in gemeenskappe en in sekere kerkgroepe wat hulle wil die inligting hê oor what is spiritual warfare really about, wat gebeur in die okkulte, hoekom raak mense in die okkulte betrokke, hoe help ons mense wat uit die okkulte wil uitkom en hoe help ons mense wat begin dabble in die okkult. So ons het definitief gesien daar is 'n gaping. So oorspronklik het ons begin met iets wat, en dis nog steeds in die gang, wat sy naam SWAT is. So SWAT staan vir Spiritual Warrior Assistance and Training. Wat juist oor daai bemagtiging en opvoeding gaan, maar nou het dit gegroei in 'n bediening in waar ek aan my kant en Adel in Johannesburg, waar ons daagliks mense help met bevrydingssessies, waar ons verskillende seminare aanbied, oor bevryding, oor die okkult en oor satanisme en ja. Okay, ek wil jou gevra so terwyl ek nou geluister het na wat jy gesê het, hoeveel van hierdie mense wat julle ontmoet, wat julle help met hierdie goed, is dit altyd 'n spiritual ding, of ek meen, hoeveel is sielkunde of psigiese welstand, hoeveel het dit te doen daarmee? Want ek dink baie keer is mense geneig om, as jy 'n hamer het, en dit verteenwoordig alles wat jy in goed is, dan is elke spyker daai, jy weet. Ja, so ek hou baie van daai vraag. Ek sal sê, ek wil nie sê dis 50-50 nie, want elke individu waarmee ons te doen het is uniek. Maar ons het sekere prosesse wat jy volg, wat jy sekere goed moet uitskakel voor jy outomaties gaan aanneem. Hierdie is, kom ons sê, 'n demoniese opressie ding, of hierdie is manifestasie. Dit kan definitief sielkundig wees. So mense moet baie mooi daarna kyk om vas te stel, is hierdie nie 'n psigose nie, of is hierdie nie sielkundige goed nie. En dan die ander ding ook natuurlik is, ons het die discernment of spirit, and not just us, I mean most people, en ook mense wat definitief geroep is na bevryding toe, het daai gees van onderskeiding om te weet, want natuurlik gaan die mense kry met enigiets wat wil sê, ek wil nie verantwoordelikheid vat vir my probleem nie, daarom kom ons sê dit is die duiwel wat dit my laat doen, of hierdie is 'n demoon. So ek dink die ander ding om miskien ook te noem is dat as jy uit 'n agtergrond uitkom van die okkulte, spesifiek of uit satanisme uit, soos wat ek byvoorbeeld, jy sal definitief weet of hierdie actually satanisme is waarmee die persoon betrokke is, of is dit iets wat hulle in 'n fliek gesien het, wat hulle dink, okay, hierdie is nou dit. Ek dink daai, en dan, ek dink ook, dis miskien belangrik om te noem, dat ek het agtergekom in verskillende, jy weet, groepe en kerke waar ek nou al gepraat het, is mense vergeet dat 'n derde van Jesus se bediening op aarde was bevryding gewees. So mense kyk baie keer daai ding mis, dan sê hulle, well, it's not really relevant. Daar's ook baie mense wat sal sê, it's very new age to do these things, maar dis baie duidelik in die woord en in die skrif dat bevryding is belangrik. En ek dink ook dat wanneer mense gaan kyk na weer eens 'n individu of 'n persoon se verlede, en mense gaan kyk na waar het hulle actually sekere deure oopgemaak vir hierdie goed, en dit is gesê, dit is nie noodwendig mense wat outomaties of kom ons sê 'n keuse maak om in die okkulte betrokke te gaan raak. Dis baie keer mense wat deure oopgemaak het. En dis ook baie keer mense wat na ons toe kom en hulle sal nie eers dink daar is iets nie. So hulle sal net agterkom dat 'n sekere area van my lewe wat stuck is of doesn't work out, or there's some type of
block in 'n area of my life. En dan baie keer deur ander pastorale terapeute of ander mense kom hulle by Adele of by my uit en dan kan mens begin kyk na dit. En dit word ook vir ons geopenbaar. Ek dink dit sluit miskien aan by die eerste vraag. Ja, ek hou daarvan. Ek wou ook vir jou sê, so terwyl ek vir een of ander rede, as ek dink aan jou en wat jy doen en goed, dink ek baie aan Paulus en jy weet hoe hy eers Saulus was en toe nader Paulus en toe het hy tot bekering gekom en niks van die disippels het vertrou dat hierdie ou is legit nie. En ek wil jou vra, Ja. Sit jouself bietjie in Paulus se skoene en dan sit jy die res van die Christen wêreld en die ander disippels se skoene. Ervaar jy dit dat party mense, nie party mense nie, baie mense en 10 teen 1 meeste mense na jou kyk en gaan, ja, maar hierdie is nou die duiwelse manier om nou hier in te kom by ons. Natuurlijk. Ek het heel wat van dit ervaar. Ek het ook die ander kant daarvan ervaar, van mense wat nie noodwendig voel hulle pas in die mainstream churches in nie. En ek sê altyd vir mense, weet twee goed, is dat as jy my, how do I say it in Afrikaans? I usually say it in English anyway. So if you question my salvation, I'm going to question the Holy Spirit in you. Because I know that people who have the Holy Spirit, so mense wat die Heilige Gees het, hulle sal dit weet, of iemand gered is of nie. En dit is nie net ek nie, dis mense soos Kat Von D, dis mense soos Russell Brand, mense wat konstante judgment ervaar, because of the spirit of religion, van is hierdie persoon actually gered? So ek verstaan heeltemal waar dit vandaan kom. Ek het dit nog nooit persoonlik opgevat nie. Want ek hou vas aan wat God vir my gewys het en ek hou vas aan die ervaring wat ek gehad het en ek kon altyd in my eie lewe gesien het, veral oor die laaste 2,5 jaar, hoe goed verander het en die vrede wat ek ervaar en ja, so op die einde van die dag, ek dink dit is iets tussen, dit is absoluut tussen my en God, dit gaan nie raar vir my oor mense nie. Yet at the same time, I see people experiencing that freedom. Ek sien mense wat verlos word, wat jy weet na video's kyk wat ek aan help doen, en dit is nie ek wat dit doen nie, dit is God wat dit doen. Verstaan jy? God is nie afhanklik van my beperkings as 'n mens, om mense te red nie. Verstaan jy? So, mense red nie mense nie. Mense bevry nie mense nie. Jesus bevry mense, God red mense. En God is not dependent on my limitations or on what people might say about my experience to actually save people. So dit is wat ek keer op keer sien deur boodskappe wat mense vir my stuur reg oor die wêreld, wat jy seker gaan. And again, it's not about me, it's about God. Ja. So you either believe that or not. En dan iets baie interessant ook, en ek het nou nog 'n gesprek gehad, want toe ek pas tot bekering gekom het, toe het ek vir amper 'n jaar lank gedink, ek wil al die inligting wat ek het oor satanisme en oor demonic activity en oor die okkulte, wil ek vir kerke gaan gee en hulle kan dan iets daarmee doen. So ek het nooit gesien dat ek self dit gaan doen nie, daai tyd. Okay. En seker nou ek by 12 verskillende kerke was, wat vir my gesê het, ons stel nie in belang nie, ons wil nie op die duiwel fokus nie, het ek dit gelos, tot ek 'n baie sterk roeping gekry het, so 'n bietjie meer as 'n jaar terug, om op hierdie werk te fokus, en om voltyds in hierdie bediening in te gaan. Maar wat baie interessant was vir my is, van daai 12 kerkleiers, 5 intussen, het my gebel die oomblik as iets begin gebeur. Dan is ek op speed dial. So, originally I'm the freak, I'm the baby Christian or the ex-Satanist, whatever, until things go bump in the night, then I'm on speed dial. So, ja, dit is vir my, ja, I'm not saying it from like a judgment point of view, whatever, maar dit is vir my interessant hoe mense se persepsies werk, wat dit aanbetref. Ja. Ek wou vir jou gesê het, so ek het 'n paar van jou ou onderhoude ook gaan kyk, before Christ, Yes. BC, en ek dink wat by meeste mense opkom, en ek dink ek veg dit in my eie hart met tye, is dat, as ek kyk na daai Rian, waarvan ek nou praat in die ou onderhoude, dan was dit, en ek bedoel nie om lelik te sê nie, maar dit lyk soos 'n prideful, arrogant, jy weet, ek is die God van my wêreld tipe ding, en gewoonlik wat gebeur as iemand 'n ontmoeting het met die lewende God, is dat nederigheid vul jou op, dadelik.
En daar selfs 'n skrif in die Bybel wat sê dat niemand kan sê dat Jesus is die Here behalwe by die Heilige Gees nie. Ja. So ek dink wat ek wonder, en miskien as jy nie mind nie om dit net te doen vir die kykers om te gaan, het jy die humility in jou hart om te kan sê dat Jesus is die Here en ek is onder hom, ek buig my knie voor hom. Is dit jou belydenis? Natuurlijk, ja, en ek het dit al baie gesê. En dis definitief wat ek glo, en soos ek ook al in 'n paar onderhoude gesê het in die laaste jaar en 'n half, is dat die oomblik toe ek vir Jesus ontmoet het, want ek het nie na Jesus gesoek nie. Ek het nie gesoek na God nie. Ek was nie op 'n plek in my lewe wat ek gedink het dinge is verkeerd, en soos jy gesê het, I was definitely prideful, in terms of material things, het ek alles gehad, alles was in plek gewees, ek is veronderstel om gelukkig te wees, en as jy vir my 3 jaar terug gevra het, is jy gelukkig met jou lewe? So ek sê, absoluut, ek het al die motorfietsen en karre wat ek wil hê, ek het 2 huise, ek het al die dwelms, ek het letterlik alles wat vir my gelukkig maak. So, and I mean, as with most Satanists, jy is definitief jou eie God. En toe ek actually vir Jesus Christus ontmoet het al daai goed ewe skielik nie saak gemaak nie. En daar was vir my geen keuse van daai oomblik af oor wat ek ervaar het om vir Jesus te volg nie. En natuurlik, ek is nie net onderdanig aan Jesus nie, ek is onderdanig aan God, ek is onderdanig aan die Heilige Gees. Ek bid elke dag dat ek totaal en al gelei sal wees deur die Heilige Gees in wat ek doen. Want ons is onderworpe as die volgelinge van Christus, onder hom, onder sy woord, dit waarvoor hy staan, die kruis van Jesus even, waarvoor die kruis staan. So, ja. Ek hou van alles wat jy nou net gesê het. Ek het hier 'n paar vrae gekry van internetwêreld. Hier's iemand wat vra, en ek meen jy kan hierdie so kort of so lank antwoord soos jy wil. Wat het jou aanvanklik na satanisme aangetrek en wat het jy gehoop om daaruit te baat? Goed, dis 'n baie goeie vraag, omdat wat ek nog min mense weet, is dat voor ek in satanisme betrokke geraak het, was ek al klaar meer as 10 jaar in die okkulte betrokke. So ek het gepraktiseer as 'n siener, ek het professionele, jy weet, ek probeer nou weer in Suid-Afrikaanse terme kry. So, yeah, I did like professional psychic work. I practiced as a psychic medium. I did spells for people. I did rituals for them. I did witchcraft. So, dit het op 'n stadium van my lewe gekom waar ek gevoel het daar moet iets meer wees. Want mense wat, jy weet, oorspronklik in die okkulte betrokke raak, en ek sê okkulte, ek bedoel esotericism, esoteric mysticism, al wat tipe goed. Jy gaan op 'n stadium kom wat jy you almost hit a ceiling van jy voel nou jy weet alles en daar moet iets meer wees. So in daai tyd, en ek praat nou van 2015 spesifiek, toe het iemand na my toe gekom deur 'n kliënt en vir my gevra, sou ek belangstel om dalk in satanisme, jy weet, na dit te kyk. En ek het nog nooit tot op daai stadium enigiets so regtig oor satanisme geweet nie. Omdat ek uit 'n baie sterk, soos ek sê, occult tipe agtergrond uitgekom het. En toe het iemand vir my die Satanic Bible gegee om te lees. En die oomblik wat ek het gelees het, omdat ek al reeds onder soveel demoniese deception was, demonic deception of demoniese misleiding is die regte Afrikaanse term. Omdat ek al reeds onder daai demoniese misleiding was, het die Sataniese Bybel vir my baie geresoneer met my. Want dit is geskryf op so 'n manier dat as jy as 'n individu seer gekry het in godsdiens, enige godsdiens, of as jy voel jy pas nie in nie, of jy voel jy is daai outcast type of person, dit gaan met jou resoneer, want dit is juist so geskryf, om vir te wys dat daar's 'n rede hoekom jy voel nie pas nie in nie. Jy is spesiaal, you are one of the leaders of this earth. That's exactly how it's written. En ek moedig nie mense aan om te lees nie. Maar so dit is hoekom, en dit is hoe ek aanvanklik betrokke geraak het. En toe het ek begin gaan na rituele toe, wat oorspronklik die meeste mense gaan na hulle eerste of tweede ritueel is very much a social event, waar daar gewoonlik partytjies is. En dan sal 'n vertrek waar daar 'n ritueel sal wees, as jy wil, maar dit gaan meer om mense te ontmoet wat outcasts is, en wat spesiaal wil wees, en ons pas saam, ons pas nie daar buite in nie, maar hier you belong, you fit.
So dit was actually hoe ek oorspronklik betrokke geraak het. Dis baie interessant. Ek sien hier so 'n volgende vraag. Ek wil op so 'n bietjie merge want dis iets wat jy genoem het. Jy praat van wat seer gekry het in godsdiens of dalk in die kerk of wat ook al. En daar is 'n deel of daar's 'n klomp ateïste of sataniste daar buite wat regtig kwaad is vir geloof en God. En ek wonder, hoe sien jy nou ewil en God se werk in die wêreld? Want ek weet daar's nog steeds baie ewil daar buite wat gebeur. Ek meen die wêreld het nie verander nie. Ek meen jy het dalk iets in jou het verander, maar ons leef nog steeds in 'n wêreld waar baie ewil goed gebeur. Natuurlijk. En dieselfde redes wat jy voorheen gehad het om kwaad te wees vir God, het jy 10 teen 1 nog steeds. En wat ek wil weet is, hoe sien jy dit nou? Of wat help jou om dit te overcome, daai idee van... So, ek sal nie sê ek is kwaad vir God nie. Ek was, definitief. Wat ek gedink het God is. En hoe God aan my verteenwoordig was, 20 jaar gelede. Ek was definitief kwaad vir dit. En wat ons moet verstaan was satanisme, of sataniste, en ek het al duisende sataniste in my lewe ontmoet. Daar's een ding wat hulle almal in gemeen het. Hulle is uiters, en ek sê dit nie op 'n negatiewe manier nie, kwaad, en kwaad kom van pyn en seer af. En baie mense, en ek was een van hulle, toe ek 'n satanist was, baie mense verwar mag en woede. So mense dink, en ek, soos ek sê, ek was een van hulle, so, omdat ek so kwaad is, het ek gedink, I'm powerful, because I'm giving off this aura of being rude, and not taking people's, whatever they do, anybody in society, basically, wat ek my woede kon op projecteer, want satanisme moedig jou aan om dit te doen, take your anger out on the world. En dit kom van 'n plek van seer af en pyn af. So dit is die ding wat alle sataniste in gemeen het. Is dat daai pyn, daai gebrokenheid, daai absolute woede, en they then literally they transform it to anger, en dan dink hulle, okay, we are now powerful. So wat ek jou kan sê, en ek hoop ek antwoord die vraag miskien op 'n so in detail as moontlik. So die wêreld, as ons daarna kyk, so hoe ek dit nou sien en wat God aan my geopenbaar het, is dat as people call it evil things, daar is verskriklik baie van dit aan die gang, but it's supposed to be. We are literally living in a time where it's biblical prophecy, it's the end times, it's the beginning of it actually only. Maar wat ons moet verstaan is dat waar ook al God geïgnoreer word, of waar ons nie in die covering stap van God nie, there will be evil things happening. Because there's nothing else. En jy kry die koninkryk van God, jy kry God, Seun, Heilige Gees, the kingdom of God, en alles anders buite. Daar is nie 'n grys nie. En mense dink daar is grys, en so there isn't. There's the kingdom of God, and there's everything else. Yeah. So wherever the kingdom of God is not represented, wherever the kingdom of God is not chosen, there you will see these things. Dis my opinie, en dis hoe ek nou daarna kyk. So, voorheen, toe ek kwaad was vir God, het ek gesê, well, if you are this loving God, why are you allowing these things? Why are you sending people to hell? Why did it? God does not send people to hell. We have a choice. So, dis nie 'n gegewe, jy gaan hel toe nie. Jy het 'n keuse. Aanvaar ek die genade, aanvaar ek Jesus Christus, want dit is die weg and the way to go to heaven, or I don't. Nobody is sending you, you are choosing it. En dit kom deur na al die wêreldse goed ook. So alles wat daar, if you want to call it evil, I call it the absence of God, en ek sê nie God is nie daar nie, want God is definitief alomteenwoordig, maar waar mense keuses maak. So dis baie maklik vir mense om te sê, maar ek wil die verantwoordelikheid vat nie. Ek word gestraf, of ek word gedit, of wat ook al. But at the core of it, as jy dit begin terug trace, you will see you made certain choices to be inside that covering, which is the kingdom of God, or to be outside. And there is consequences to choices. En dit is hoekom goed soos repentance belangrik is. Dit is hoekom goed soos to actually, when you come from a certain background, and
you come to Christ to actually go into a, if you want to call it a reparation period, Ja. waar jy seker goed moet leer gaan en waar jy regtig God moet leer ken en waar jy regtig moet sien is where do I fit into that kingdom? Dis baie goed. Ek meen, ja, in 'n nutshell wat jy beskryf is God wat restoration bring Ja. en jy wat dit aanvaar. Ek Ja. meen, ja. Hierdie persoon vra, hoe dink jy kan die Christendom die aantrekkingskrag van satanisme teewerk of beter aanspreek? Okay. Liefde van Christus. Ja, dis Ja, dit is wat onthou ek ken baie mense want ek werk baie met mense in daai posisie. So wanneer jy op 'n sekere vlak van satanisme kom en wanneer jy met sekere rituele al verby is of besig is, dan raak die demoniese ding baie real. So even if you start out in Satanism en jy sê, well, ek is 'n tipe satanist wat ek gaan in die duiwel glo nie. I'm going to be an agnostic Satanist, for instance. Want daar's verskillende denominations in Satanism as well. Maar baie mense begin dan sê dat nee, dit is net dit is 'n ding oor selfverheerliking en self improve whatever. Ja. Wanneer jy by 'n sekere vlak van Satanisme kom, you're not going to be able to deny demonic manifestations in holes and stuff. En dan kom jy op 'n plek waar jy voel I can't get out of this because that's part of the deception. Die oomblik wat 'n persoon, en of hulle nou satanist is, 'n occultist is, 'n boeddhist is, 'n muslim is, the moment they somewhere get a glimpse of the love of Christ. Ja, dis die liefde van God wat that brings me Ja. to repentance, ja. En dit maak my nog steeds baie emosioneel want ek sien letterlik elke dag mense wat bevry word. Die oomblik wat hulle daai liefde actually ervaar. Wat hulle actually daai totale alle liefde en genade wat God vir ons het om en die liefde van Christus het. En ek voel dit so belangrik as Christene of volgelinge van Christus om daai liefde vir die wêreld te wys. Want ons is baie keer die eerste kontak of die eerste maak dit maar gewaarwording wat mense kry van Christianity is the people who actually practice that religion. Ja. So people respond to grace and love, right? So gaan mense wat nog nooit byvoorbeeld daaraan eens gedink het om vir Jesus te volg of na Christianity kyk, gaan hulle noodwendig eers 'n Bybel oopmaak of gaan hulle actually eers met iemand te doen kry wat sê hulle is 'n Christen and how that people treats them. So ek dink dis sal my antwoord wees op dit. Ja, en ek dink dit sal, ek wil nie woorde in jou mond sit nie, maar dit sal waarskynlik die antwoord wees op die laaste vraag wat hierdie persoon gevra het is, as jy 'n boodskap kon uitstuur aan die globale kerk, dis nou alle Christene, wat sou dit wees? Ja? Ons praat nou met Katolieke, die ortodokse, die groot doop, die klein doop, die onderste bootdoop, almal, elke Christen daar buite, as ons almal nou sit en ons luister na Rian en jy kan iets sê, wat sê jy vir daai mense sê? Ja, very much that. Ek sal sê ons is die hande en voete van Christus op hierdie aarde. En ons is baie mense se enigste partykeer kans om Jesus Christus te ervaar. Ek wil hierdie vir jou noem net gou, ek gaan 'n bietjie self-indulge. Ek was so By all means. ek was so 'n jaar, bietjie meer as 'n jaar terug, toe was ek by 'n simposium gewees by Noordwes Universiteit. En daar was 'n ou wat kom praat het van Amerika, sy naam is Dr. Richard Howe en hy's 'n Thomistic theologian. Maar hy het 'n hele praatjie gedoen oor die occult en satanisme en dit was my baie weird dat hy so baie geweet het. Maar in elk geval, daar het ek vir die eerste keer gehoor dat jy kry die Church of Satan en die Temple of Set. Ja. En hy het toe verduidelik, jy weet, hierdie ene glo in die duiwel as 'n simbool en hierdie ene glo actually daar is 'n duiwel. En meeste van die Christen, meeste van die sataniste wat ek al mee gepraat het in Suid-Afrika, sal sê wat jy nou gesê het, ons is ateïste, jy weet, Satan is maar net 'n simbool of iets. 'n metafoor, Ja, so 'n argetipe. ja, dis presies, ek meen dis die lingo daai. Jok hulle vir my of weet hulle nog nie genoeg nie of So dis twee dele. Reg, so nommer 1, as hulle nog nie verlang aan satanisme betrokke is nie, hulle mag dit dalk glo. Right.
as jy deur sekere initiation processes is, binne in satanisme, en jy het sekere van die rituele gedoen, dan sal jy tot sekere goed, jy sal sekere goed begin besef. Jy mag nie vir die publiek sê, die duiwel bestaan nie. Okay, dis die As jy in enige leierskap, en ek was een van die mense, en jy kan van my vorige interviews gaan kyk, Ja. en van het ek geglo, en van het, I was literally fettered, and that's what you say. So, jy mag nie vir die algemene publiek sê, as 'n sataniese leier, dat die duiwel bestaan nie. En deel van die duiwelse agenda of plan, is om actually wel te glo dat daar is nie so iets as die duiwel nie. Okay, so dis 'n regte ding. Ja, Dis nie net 100%. iets wat hulle sê, the greatest lie of the devil is to No, keep us it's to- it's 100%, yeah. Because then the world doesn't have anything to worry about. Okay, so wel dit is die een ding wat ek wil hê mense moet weet, dat binne satanisme is daar verskillende soos jy noem dit, denominasies, maar selfs dan jy kan nie noodwendig luister na die ouens wat praat oor satanisme of is wat soos die spokesmen is vir satanisme en alles vat wat hulle sê as waar noodwendig. Ja, want onthou ek, it's about deception. So there's a part of them that's also deceived. Dit klink net so conspiracy, soos Okay, so in jou opinie, uit jou agtergrond uit, as ek vir jou 'n vraag mag vra. Ja. Wat is die duiwel se absolute mission? Like what is the three things that the enemy comes to do here? ja, wat sê Jesus kill, destroy, steal, kill, destroy, lie, ek weet nie. Thank you. Ja. Ja. Maar so okay, kom ons praat 'n bietjie teologie. So No problem. So as ons kyk na die boek van Job, nê, dan sien ons hierdie prentjie waar die duiwel kom en hy of die accuser, kom ons Satan wat ook al. Hy kom en hy sê ja, maar Job volg jou net as gevolg van dit en alles wat hy doen, gee God hom toestemming om te doen. So en hierdie gesprek het al uitgekom met ateïste, is dat hoe onderskei jy wat is die werk van Satan en wat is die werk van God? Want partykeer gaan mense deur rowwe tye en dan is dit so maklik om te gaan, jy weet, die duiwel is besig om my aan te Ja, val. ek is glad nie daai standpunt daaroor nie. Dat dit altyd die duiwel is, jy weet daai glad nie. Maar okay, kom ons vat dit op hierdie manier. Okay. So alles wat die vyand of die duiwel toegelaat word om te doen, is omdat God dit toelaat. Ja. Okay. Ons weet, wel ek doen, dat Christus die duiwel oorwin het aan die kruis. Reeds. Korrek. Hoekom gebeur daar seker goed op die oomblik? Okay. So Satan weet that he is actually defeated by Christ. Okay. So now we're going to go after God's children. Okay, dis die MO. Yes. Kom maar. And we're not going to go after Buddhists. We're not going to attack those religions. Why not? Because the if you want to call it their deities, is not the one who actually defeated the devil. It's Christ who did. So now we go, and that's the whole thing. Dit is hoekom jy demoniese onderdrukking kry. Dit is hoekom hierdie goed gebeur. And it's being allowed. Die interessante ding is nou, ek het al gesien hoe God dit gebruik en van die heiligstes, righteous people wat ek vandag ken, is people who had to overcome demonic oppression and had to be delivered because they know. En dit is hoekom my salvation vir my so baie beteken en ek weet ek kan niks doen om dit te verdien nie. Dit is uit genade uit. So ek kan nie werke doen daarvoor nie. Maar hoekom dit vir my so ongelooflik kosbaar is en ek bereid is om en ek het letterlik baie goed opgegee to do what I'm doing and because it means so much for me. I was actually saved. Ek was actually gered. Ek het nie gegaan en ek oordeel nie mense wat weet 'n ontmoeting met Jesus gehad het in kerke en na Jesus gaan soek het en hom aanvaar het en deur gebed het gedoen het nie. I don't. Ek sê nie dat hulle salvation beteken minder as myne nie. Myne is vir my so kosbaar. Omdat ek het nie Jesus het na my toe gekom. Sorry, en God het my kom red uit modder uit. I can't use the words in the interview obviously, wat ek actually wil sê nie, maar so en ek weet dit en ek is ontsaglik dankbaar daarvoor en soos ek sê ek weet daar's niks wat ek daarvoor kan doen nie. So miskien
beteken daai proses vir my meer ook omdat ek elke dag mense sien wat op dieselfde manier gered word, waar hulle sal nie eens daaraan dink, they won't even fathom it, that this is actually the answer to, but when we allow God to reveal himself to them or to other people, but again, it's God who does it. Dis God wat dit doen. Dit is Jesus wat dit doen. Geen kerkleier, geen mens kan actually, en ek weet ons het dit nou al gesê, maar om terug te kom na die actual topic toe, of die vraag toe, is, so nee, ek sê nie dat alle mense, ek sê ook nie dat alle sekte demoniese invloede is nie. Verstaan jy, want party mense is siek. En dis ek moet sê, elke ding is uniek. Well, okay. Ek hoor wat jy sê. Ek is ook nie een van die mense, want jy kry baie mense internasionaal in deliverance, wat vir jou gesê dat misdade, wat gepleeg word, dis die duiwel wat mense goed laat doen. I don't agree with it. People ultimately make those choices. Wat 'n persoon gelei het tot 'n sekere plek, ja, verseker, dit kan sekere invloede wees, omdat mense deure oopgemaak het. But it's not the devil who actually makes that person kill another person. It's still the human being who makes that choice. Iets wat ek jou wou gevra het, as 'n protestante Christen en iemand wat baie belangstel in apologetiek, nê, daar's baie denominasies daar buite wat sê dat die Katolieke Kerk is, jy weet, hulle verwys na die stukkie in Openbaring wat praat van die hoer van Babylon. Okay. En jy weet, die Katolieke Kerk is hierdie duiwelse sisteem en goeters. Wat is jou siening daaroor? As iemand wat nou van die duiwel agtergrond kom. Ja, so ek sal nie sê dat die Katolieke Kerk is die antichrist byvoorbeeld nie. Dis reg. Okay, maar ek sal ook nie sê dat die Katolieke Kerk volgens my en hulle dogma is in accordance with the Bible nie. Verstaan? En die ding is, enige iets wat vir my oor die agtergrond wat uitkom, te veel rituele, te veel idols, te veel, there's red lights for me. Okay. Verstaan jy? Maar ek gaan nie op 'n publieke platform gaan en sê die Katolieke Kerk. Ja. Verstaan jy? Ja. But yeah, and there's things that they don't acknowledge within the Trinity. So ek dink vir ons elkeen dit gaan oor wat sê die Heilige Gees vir jou? Oor enige denominasie, oor enige, but I'm not a person that will criticize other denominations, you know. Op 'n einde van die dag, you either believe that Jesus Christ is the way to get into the kingdom of God, or the way to God, but jy kan nie deur die Vader gaan behalwe deur Jesus Christus. So volgens my enige iemand wat dit hou as hulle dogma and it's about the gospel, I'm cool with it. Okay, so nie noodwendig enige kom ons noem dit 'n error in teologie of in 'n nie dis nie noodwendig duiwels nie. Nee. Ek meen as daar nou 'n groep is wat glo ons mag net die King James Bybel lees. Van waar daar's baie mense wat so glo. Correct. Dis nie noodwendig duiwels nie, is wat jy sê. Ek sal sê nee in my opinie nie. En as Want onthou, kom ek hou. Kom 'n hele lysie vir jou. Ja, by all means. So want hoe die vyand en demoniese magte werk is, they will, and this is with Christians, non-Christians, with die eerste ding wat gebeur is, thoughts get put into your mind. Okay. So hulle kan nie, die duiwel kan nie jou gedagtes lees nie, demone kan nie jou gedagtes, God kan dit doen, maar die duiwel en demone kan nie. They can put thoughts into it, definitely. En jy kan kies of jy na dit toe gaan en goed begin spreek, which they can here, because the physical world is observed from the spirit world all the time. Maar as mense actually 'n Bybel lees, enige weergawe van die Bybel, the devil is not actually going to allow you to read a Bible or want you to read a Bible. Right. So in my opinie, hierdie is my opinie. So ek sê nie wat ek sê is die waarheid en my words is the gospel, maar uit my ondervinding van wat ek met die duiwel al te doen gehad het on both sides of the spectrum, if you're reading a Christian Bible and you believe it. So ek praat nie van enigiemand wat 'n Bybel lees nie, want baie sataniste lees die Bybel, hulle brand die Bybel omdat dit so heel en goed is. Maar enigiemand wat sê hulle is Christene, Jesus Christus is hulle verlosser en hulle lees 'n Bybel, in my opinion, that's got nothing to do with the devil now. Great. Rian, ek wil net vir jou, as daar enigiets is wat jy nog wil bylas, wil ek hê jy moet dit doen. Ek wil net in ter afsluiting vir jou vra, daar's baie mense wat wonder,
behoort jy aan 'n kerk of is daar gesag bo oor jou of is jy nou net, jy het nou gegaan van Satanis en nou vertel jy ons alles van die duiwel en jy kan nou praat op hierdie onderwerp want jy's 'n kenner of is daar, jy weet, is daar gesag bo jou, is jy deel van 'n kerk en Ja, so ek hou ook van daai vraag. Toe ek oorspronklik tot bekering gekom het, so 'n bietjie meer as 2 jaar terug, my aanvanklike ding was, ek was nie gemaklik om na 'n kerk toe te gaan nie, net vir die judgment aspek. En ek praat van fisiese goed, van hoe ek gelyk het en daai tipe. So, en toe, God het begin op my hart sit dat, jy moet begin kyk na dit. Jy moet regtig hierna begin kyk. En ek het toe dit half geïgnoreer. Ek dink, I want, more confirmation. En toe het mense uit nêrens uit nie, na my toe kom en sê, ek wil net vir ek wil hierdie ding vir jou sê. Wat al met ander goed gebeur het, wat die Heilige Gees my convicted oor sekere ander goeders. Maar toe daai ding ook begin van, you may need to look at it a little bit. It's not the same as 20 years ago, your experience. En toe, vroeg, einde laas jaar, toe ek na 'n dorp toe getrek, nuwe dorp toe getrek, en toevallig, letterlik om die draai, het ek gesien, daar's hierdie kerk, right? En ek het, daar's 52 kerk op die dorp, so it didn't stand out particularly. Tot die dag dat daai persoon, die pastoor, my gekontak het, en nie geweet dat ek bly in daai dorp nie, oor iets heeltemal anders. So. En dit was 'n antwoord op 'n gebed in die tyd, wat ek gebid het oor fellowship. So sedertdien behoort ek aan daai kerk, en ek het baie gesprekke met die pastoor. En stem jy saam met alles met die kerk? 100%, elke liewe. Maar ons hoef nie. Maar ons hoef nie. En wat ek hou van sy approach is ook, hy sê vir mense, ons kan oor enige iets gesels. Ons kan oor enige iets, because we're supposed to. En dit is deel van waaroor fellowship gaan. En 'n ander ondervinding, wat ek wou gesê, wat ek gehad het is, Adele was so paar maande terug in die Kaap gewees. En dit was in daai tyd wat I've been going to the church en ek gaan op party Sondag saam met mense na kerke toe naby aan hulle wat uit die okkulte uitkom wat ons deur deliverance gevat en dan I try to merge them with the church closest to them that's open. So ek gaan baie Sondag saam met daai mense na 'n kerk toe naby aan hulle. Maar in elk geval, so in die tyd wat ek baie gebid het oor fellowship en net vir 'n derde keer verseker gemaak het, is hier nou regtig die boodskap. Soos mens maar partykeer doen. Toe ek saam met Adele na 'n seminar of 'n praatjie toe gegaan wat ons by iemand se huis gedoen het. En daar was 'n klomp mense, vrouens meestal, kom ons sê maar 40 mense. Wat uit verskillende kerke uitgekom het om na die praatjie te kom luister. En aan die einde van die gesprek het hulle gevra of hulle dalk vir ons kan bid vir enige iets. En ons het gesê ja, okay, cool. En ons het opgestaan en al die mense het om ons gestaan en vir ons gebid. En ek het lanklaas die Heilige Gees so gevoel beweeg, soos daai in that sense, And it just clicked to me that fellowship is not about the actual building, but it's important to go. So ja, ek het aangesluit toe, so ek is al 'n paar maande daar. Yes, and I do check in with the leaders, nie net die pastoor, daar's ook ander mense wat ek kan sien, hulle is baie sterk intercessors en hulle is baie goed met discernment. So ons hou se nou en dan, jy weet, nie net die gewone kerk ding waar ons kleiner groepies het, that I ask their advice and stuff, en so ek sê, dis ook van die mense wat as ek ernstig oor goed bid, wat ek baie keer 'n antwoord soek, baie van hulle kom uit nêrens uit nie, hulle sal vir my net 'n WhatsApp stuur, of by die kerk sal 'n tannie na my toe kom en sê, ek weet nie hoekom nie, maar die Here het op my hart geneem om net hierdie ding vir jou te sê, of so that's why, and I completely believe that that's what is important. Ja, great.